met leidelike verset besig, veral as dit kom by die name van ons dorpe. So ons is vandag in Nylstroom, deur Warmbad gery, en ons gaan nou deur Nabospruit en Potgietersrus ry op pad Pietersburg toe. Kom ons gebruik ons dorpe se name, soos ons weet die verskroeide aardebeleid se eindresultaat veroorsaak dat dit waar ons hier tussen kindergraffies moet staan. Die Engelse het 1901 'n ultimatum in die boere gestel en vir hulle gesê, daar gaan feller oorlog wees nou, of julle moet vrede teken. Die Transvaalse generaals was bereid om vrede te teken, veral generaal Louis Botha. Maar die Vrystaatse generaals het gesê, ons gaan nie stop tot ons die oorwinning gesmaak het nie. Dit het die bitter einde fase ingebring. Die resultaat was 'n verskroeide aardebeleid wat Milner op ons volk toegepas het. En die praktiese was dit dat die Engelse op 'n plaasopstal sou opdaag, wetende dat hierdie persone wel in die oorlog deelneem as die seuns en die paas nie by die huis was. Hulle het dan daardie gesinnetjie paar minute gegee om te kon kry wat hulle bymekaar kon kry, dit op die wa laai, die huis afgebrand en alle vee, hoenders, ganse, alles wat daar was, myle, perde, doodgemaak en net so gelos. En dan die gesinnetjie op die wa verder laat ry. My ouma Grootjie het my in detail vertel hoe dit by hulle gebeur het. Sy was 6 jaar oud toe die Engelse by haar gesin opgedaag het. En alles gebeur het soos wat ek dit vertel het. Maar sy het wel gesê dat haar ma geweier het om op die wa te klim. En dat hulle as klein dogtertjies moes agter die wa loop as 'n tipe verset dat hulle nie op die Engelse wa sou wees nie. En terwyl die kerkklok lui, herinner dit ons ook aan 544 vrouens en kinders wat hier gesterf het. Vir baie lank het ons geglo dat 26.000 vrouens en kinders oorlede is. En 'n paar dae terug het 'n student gaan navorsing doen en nog 10.000 name gekry in Londen wat weggesteek was vir ons. So die amptelike getal is 36.000 vrouens en kinders wat nie net deur siektes gesterf het in die konsentrasiekamp. Maar my ouma het myself vertel hoe hulle die bully beef blikkies oopgemaak het en hoe haar ma met 'n vurk die vleisies plat moes druk en stukke glas uitgehaal het wat binne in daai geseelde bully beef blikkie was om bloeding te veroorsaak en op die einde van die dag absolute volksmoord toe te pas op die boer wat wel in die oorlog deelgeneem het.